Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug, dis tyd om te kyk na die grootste stories in die koerante vandag en ons verwelkom vir Christel Cornelissen van Marula Media. Goeiemôre. Môre mevrouens. So, die minister van internasionale betrekkinge het met Ebrahim Rasool vergader na sy heldeontvangs terug in Suid-Afrika. Inderdaad so. So meneer Rasool het Sondag teruggekeer, het daar in Kaapstad geland. Baie gepraat. Die jongste hier is dat die minister Ronald Lamola het hom nou ontmoet Maandag. Hulle neem aan hulle het gepraat oor wat gebeur het, wat aanleg het. Dit is redelik in openbare domein gewees wat gebeur het, wat gesê is, hoekom gebeur het, alles het op Twitter uitgespeel. So wat die minister sê is hy het hom ontmoet en nou sal 'n formele verslag sal aan president Cyril Ramaphosa oorhandig word. Wat goed is, jy weet die president moet uit die aard van die saak op hoogte gehou word van wat gebeur het. Dit is ook, hy doen die aanstelling natuurlik in oorleg, kan mens net hoop met ander mense oor wie as ambassadeurs aangewys word. Ek dink die kommer hier is, dit sê, Dirkou sê, hulle gaan die verslag oorhandig en hangende wat ook al, gaan hulle nou nie verder in die openbaar kommentaar hier oorlewer nie. Nou, ek weet nie of dit billik is nie, want ek dink ons het 'n geskiedenis in Suid-Afrika met 'n president wat niks doen nie. Weet, as 'n mens praat van veg of vries of vlug, weet met Ramaphosa kry mens baie keer indruk, jy weet hy vries. Hy doen net niks nie. Gaan nie gevolge wees, moet hier gevolge wees? Ek dink dit is die vraag wat nie beantwoord word nie, is wat nou? Oral word gepraat oor moontlike kandidaate vir 'n ambassadeur, wat het ons nodig? Jy weet, iemand wat aanvaarbaar gaan wees vir Donald Trump, wie gaan aanvaarbaar wees vir Donald Trump, wie gaan ons beeld kan oordra, jy weet, iemand wat regtig 'n diplomaat in murg en been is. Jy weet, ons sit hier en praat daaroor, maar dit voel vir my, weet, ons kry nie eintlik aanduidings uit amptelike kanale oor wat die volgende stap hier is nie. So die ambassade of die, weet, Suid-Afrika se konsulêre dienste byvoorbeeld in die VSA is nie dood nie. As jy 'n Suid-Afrikaner in die VSA is, gaan alles aan, maar die diplomatieke bande is in hierdie stadium, ek het dit basies heeltemal verbrokkel en mense het nou regtig iemand nodig om te gaan brûe bou. Ja, ek wil nou net sê, as jy kyk na die definisie van diplomaties, sou ek nie dit koppel aan hierdie gebeure nie. Dis alles behalwe diplomaties. Nee, jy is baie min diplomatie in enige van hierdie goed betrokke, maar ons diplomate het ook, en ek verwys nou nie spesifiek na meneer Rasool nie, baie van ons diplomate het ook 'n geskiedenis van verwoestende gedrag, en ek praat van letterlik dat hulle goed breek. So ons het nie regtig die mense wat ons stuur om ons te gaan verteenwoordig in die buiteland, is nie altyd die mense wat 'n baie goeie beeld van Suid-Afrika uitdra nie. Nou ja, die minister het nou vir die voormalige ambassadeur ontmoet, meneer Ramaphosa gaan 'n verslag kry, wat dan weet nigter alleen. Ja, ek dink en jy het nou die verwoestend genoem en ons hoor gereeld van, jy weet, die huise en so aan. Mense wonder altyd of daar nagevolge is en ek veronderstel ons gaan nooit regtig weet of hierdie, jy weet, ambassadeurs weet aangevat word of daar nagevolge is of hulle dit moet terugbetaal so nie, maar mense sal hoop daar is, Christel, want dit is tog hulle werk en in Suid-Afrika se naam wat hulle in oneer bring in hierdie, en ek praat nie net van Ebrahim Rasool nie, ek praat van al die ambassadeurs dan nou. En so mense wonder dan, jy weet, wat is die nagevolge daarvan? 'n Mens hoop daar is een of ander vorm van gevolgbestuur, dat mense verantwoordelik gehou word. Hier is ambassadeurs van ons land. Weet, ons praat oor, as jy 'n diplomaat is, moet jy darm diplomaties wees. As jy 'n ambassadeur is, moet jy darm ons land gaan verteenwoordig. En wat is dit wat jy vir hulle gaan wys? Presies. Jy hoef nie saam te stem met alles wat 'n ander land sê of doen nie. Maar jy hoef ook nie die bande te breek nie. Dit is hoekom jy 'n diplomaat is. Presies. So jy vind 'n manier jy moet om juist dit te bestuur sodat niemand kwaad is nie. Ja. En daar is lande wat dit reg kry. Daar is lande wat 'n baie fyn lyn loop om almal se vriend te wees. Jy weet, hulle sê lande het nie vriende nie, lande het belange. Nou, gaan verteenwoordig dan ons belange. So wie vriende te wees nie. En dis so ironies vir my dat president Ramaphosa dan nou intussen gesê het ons moet die politieke verdeeldheid in ander wêrelddele verwerp. Maar Rasool mag sê wat hy wil. Maar dit is die lekker ding van Suid-Afrika so aan en dit is iets wat ons moet koester. Is ons kan in Suid-Afrika eintlik sê
wat ons wil. Jy hoef nie te hou van wat ek sê nie, maar ek het nog steeds die reg om dit te sê. Jy weet, solank ek nie geweld aanhits of een van daai goed nie, wat baie keer word daai lyn in Suid-Afrika oorgesteek en jy weet ons moet sê nee, dit is nie aanvaarbaar nie. Maar meneer Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief, jy weet, hy praat van die valse narratief dat Suid-Afrika 'n land is waar mense van sekere rasse of kultuurgroepe vir vervolging geteken moet word. Hy sê ons moet nie toelaat dat gebeure buite die land ons verdeel of te mekaar dra nie. En daarmee kan ek 100% saamstem. Ek stem saam. Ek dink nie ander mense moet, jy weet, vir ons kom voorsê nie. Ek dink nie ander mense moet ons verdeel nie. Maar ek dink tog in Suid-Afrika op voedselvlak is die meeste van ons okay met mekaar. Ja. Jy weet die platverhoudings is gesond. Jy weet ek voel self nie vreesbevange as ek uitloop, enigstens meer as waarskynlik enige ander mens wat in die halfdonker tot by haar kar moet loop of wat ook. Jy weet ek voel nie spesifiek geteken. Dis miskien om op 'n sekere plek op 'n sekere tyd was. Jy weet maar wat vir my so 'n bietjie sleg is van wat meneer Ramaphosa sê, jy weet hy praat oor ons staan altyd, Suid-Afrika staan in solidariteit met mense wat vervolging, diskriminasie en die skending van hulle regte in die gesig staar. Wanneer het ons pas? Dit is my probleem. Weet ons hoef nie eers na die groter wêreld te kyk. Nou, ons kan sommer kyk na Afrika. Jy weet ons praat van menseregte skendings. Jy weet in die Sahel is daar ongelooflike konflik in hierdie stadium en dit gaan net aan DRK, ons was betrokke by die DRK. Ongelooflike konflik wat voor hier daar's konflik oral om ons. Dan kyk ons na lande by wie ons skaar. Jy weet ek het 'n bietjie van 'n kleintjie dood aan Iran, veral omdat hulle so slegte rekord het van vroueregte. Ja. Ek wil net sê hulle het 'n rekord van vroueregte en vroueregte. Weet jy van die regte nie. China byvoorbeeld, is ons groot jommie. Vryheid van die media is nie 'n ding daar nie. Weet so ons sit hier en ons sê vir mekaar, weet in Suid-Afrika kan ons sê wat ons wil, wat waar is ons kan. Maar wie is ons vriende? Of wie is ons belange? Ons het nou net gesê ons het nie vriende, ons het nie veronderstel om vriende te hê nie. Weet dit is nie lande wat dieselfde gevoelens koester teenoor menseregte en vryheid van spraak en die soort van ding nie. So jy weet ons praat een ding, maar jy weet dan tweet ons foto's saam met muisondagtige karakters. Ja. En dit is net sleg dat hy sê ons moet opstaan vir almal se menseregte. Ons moet. Maar dan kom 'n mens agter, jy weet hoe diskriminerend dit is selfs net in 'n regeringsdokument waar jy jou rasseklassifikasie moet aandui. En ek moet sê ek het gevoel toe ek hierdie artikel lees, Malin Daniels vir president, die Patriotic Alliance hoofsweep wat baie waardige vrae gevra het oor die rasseklassifikasie op die regeringsvorms, van die 4 opsies wat jy het om in te vul is wit, kleurling, Indies of African. Nie swart nie, African. So is die ander 3 dan nie Africans nie. Ja, dit was wat die Patriotic Alliance gevra het is hulle praat van die Z83 vorm dink ek is sy naam. Is dit sy naam? Ja. So dan moet jy invul wat jou ras is. Nou kyk ons in Suid-Afrika wil altyd wegbeweeg van ras en dan beweeg ons net gou weer terug na ras. So sy Daniel se vraag was hoekom vul ons dit in? En dit was tereg, weet, as dit bruin, Indiër, wit en African was, wat is die 3? Is dit nie African nie? Nou die minister se verduideliking was nie ja, dit is nie verskillende vlakke van Suid-Afrikanerskap nie. Jy weet dit is om syfers by te hou. Dit is net so klein bietjie ironies. Jy weet ons die hele tyd sê ons probeer 'n nie rassige samelewing kweek en oral waar jy kom moet jy 'n vorm invul nie. Nou ek is nie seker. Ek wonder altyd, jy weet, wat gaan 'n mens dit het al gebeur van jy weet ek kies dat ek argumentshalwe African is. Jy weet wat ek sien myself as Afrikaan. Ek sien myself as 'n Suid-Afrikaner. So kan ek kies of is daar nou een of ander toets wat ek moet doen? En weet jy wat dit klink vir my soos die apartheid segregasiewette. Hier op hierdie bankies en in daai toilette en in daai persentasie van 'n maatskappy mag dit Africans wees en slegs op daai klein stukkie mag daar blankes, kleurlinge of Indiërs wees. Ja, kyk wat hulle sê is dit is 'n manier om regstelling te doen. So as jy nie weet wie vir jou werk nie,
Daar is van tevore teen swart mense gediskrimineer, so nou moet daar 'n proses wees om die regstelling te doen. Nou moet daar teen ander mense gediskrimineer word om dit reg te stel. Ek dink nie dis die gedagte. Dis maar net die praktyk. Dis baie moeilik so aan. So as ons nie weet wie werk nie, gaan ons nie kan regstel nie. Maar dis amper so asof ons 'n blok saamstap. Jy weet ons gaan nie vorentoe nie. Dis 'n moeilike kwessie. Dit is 'n emosionele kwessie. Ja. So wat die minister sê is dis om syfers by te hou. Dit het te doen met die gelyke indiensnemingswet. Dit het te doen met gelyke indiensneming. Ja, Wel- dit beteken nie juist minder of meer van 'n burger nie. Maar hy het nie eers dit gesê nie. Hy het net gesê dis 'n legal requirement under the EEA. Ja, Terwyl ons almal weet dit is vir regstellende aksie en dis vir ander redes en aan die ander kant veg ons so teen rasisme in hierdie land. Daar's so 'n mooi ding wat hulle hier gesê het wat ek net vir julle wil aanhaal. The existence of racial classification is what keeps racism thriving. En ek stem heeltemal daarmee saam. Dit is so, ons moet in 'n stadium ons moet wegbeweeg want onthou dit is 'n tweesnydende swaard, né? Jy weet soos as iemand aangestel word in 'n pos is baie mense noodwendig, maar jy weet jy het dit gekry omdat jy swart is. Wat nie noodwendig so is nie. Daar's hoogs gekwalifiseerde wit, swart, bruin, Absoluut. Indiër mense. Ja. Weet of as 'n vliegtuig neerstort is daar sommige mense wat sê, ek wonder wie het gevlieg het. Wat maak dit saak wie gevlieg het? Iemand is dood. Ja. Dit is wat saak maak. Ja. Weet jy dis 'n kringloop wat net nie gebreek word nie. Uiteindelik dink ek sou ons graag wil wegbeweeg van is jy geskik vir hierdie posisie? Ja, of kom jy uit 'n arm agtergrond? Dit ongeag jy weet wat jou velkleur is. En ek dink dit is uiteindelik die plek waar mense kry en dit is waar vooruitgang en regtige transformasie lê om te sê kan ons vir jou 'n geleentheid skep waartoe jy van tevore nie toegang gehad het nie en dit is alle Suid-Afrikaners. En die AA sê die planne om die goudtrein uit te brei is 'n vermorsing van, wag vir dit, 120 biljoen rand. En ek stem nogal saam. Dit is regtig geldige redes en dit maak vir my sin dat hulle sê die fondse moet eerder gebruik word om paaie, taksies en busse te verbeter, sodat die mense wat openbare vervoer die meeste nodig het, wat nie die goudtrein kan bekostig nie, daarbey kan baat. Inderdaad so die AA die LER vir menslike nedersettings en infrastruktuur, hy het vroeër gesê die goudtrein het 5 miljoen passasiers in die laaste 4 jaar verloor. Nou dit is geweldig dit is geweldig baie passasiers. Ek weet nie hoe gereeld julle met die goudtrein ry nie. Dis nie iets wat ek baie dikwels gebruik nie. Dis 'n uitstapie en dis 'n duur uitstapie. Dis lieflik, maar dis regtig jy moet spaar daarvoor. Hoor? Veral as jy nou die kinders wil vat. Ek weet my kinders wil ook vreeslik graag trein ry, maar hulle kan nie, hulle kan kyk vir die trein. Jy moet daar onder by die brug gaan staan by Centurion, hulle kan sien as hy verbykom. Nou ek ry nie die goudtrein want ek het nie regtig nut daarvoor nie. Ek bly in Pretoria en ek ry in Pretoria, ek werk in Pretoria, so jy weet ek gebruik dit, maar daar's baie mense wat pendel tussen Pretoria, Centurion, Johannesburg, jy weet wat dit gebruik. Die AA so 'n klein bietjie van 'n we told you so. Hulle het gesê hierdie is nie wat ons moet doen. Hulle 120 miljard rand is ongelooflik baie geld. En daar is ongelooflik baie wat ons daarmee kan doen. Nou, jy weet jy verwys daarna, hulle sê ons kan onder andere ons baie regmaak. Weet ons kan taksies en busse kan ons opgradeer en dan kan ons toegang tot openbare vervoer uitbrei. Nou jy kan nou sê die goudtrein is openbare vervoer, maar dit gee nie toegang vir wie gee vir almal nie. toegang. Jy weet daar word karre van die paaie afgehaal, dit is inderdaad so, maar daar's nog steeds duisende mense, ek wil sê miljoene wat op ander maniere by die werk moet kom. En daar's nou weer 4 miljoen karre terug op die paaie van mense wat goudtrein gery het en nou nie meer dit ry nie. Ja. So ek dink net as jy 120 biljoen rand kan investeer of ten minste 'n gedeelte daarvan in die openbare vervoertreine wat altyd gery het hierso in Pretoria. Ek vermoed die taksies hou nie daarvan dat daai treine ry nie. Maar dink jy hoe baie sal dit daai mense help as jy bekostigbare
treine eerder opgradeer. Absoluut, soos in die Weskaap. Ja. Vir daar 'n ander manier van openbare vervoer. Jy moet onthou, 'n taxi is nie regtig openbare vervoer nie. Jy weet, die Tshwane bus wat jy ry behoort aan die Tshwane Metro. Die taksies wat om jou is behoort nie aan die staat of die Tshwane Metro nie. Dit behoort aan iemand. So dis eintlik in privaat besit, maar dit is al so deel van Suid-Afrika se vervoerstelsel. Ek dink die groot probleem is wat nou? Wat maak jy met die taksies? Dit gaan hulle, jy's heeltemal reg, gaan eenvoudig nie pas as daar alternatiewe, goedkoper vervoer vir Suid-Afrikaners is nie. Nou wat nou? Ja, maar hulle moet Ons met het die ons- taxi-verenigings praat hoor, want dit Wie moet raak met 'n hulle groot praat? probleem. Gaan jy met hulle praat? Gaan Ek praat sal, jy as met hulle sal hulle? luister. Gaan praat jy met hulle, ons wag hierso. Jy moet onthou, weet in Suid-Afrika as jy nie jou sin kry nie, dikwels gaan jy oor tot 'n mate van geweld. Ons het dit gesien met Intercape byvoorbeeld. Daar is 'n maatskappy wat absolute hel gegaan het om hulle busse op die pad te hou, omdat dit sekere mense, sekere groeperings nie gepas het dat hulle hierdie diens lewer nie. En dit is die probleem en ek dink dit is hier waar die AA sê Geldtrein, is dit die oplossing vir die probleem? Nie noodwendig nie. Wat is die oplossing vir die probleem? Dit gaan help ons paaie regmaak. Inderdaad, so en ek dink 120 miljoen rand gaan 'n paar paaie kan regmaak. Ons praat altyd van die slaggate regmaak. Jy weet, ons moet ook nou verby dit kyk. Ons moet ons paaie opgradeer. Ons jy weet, 'n slaggat moenie vir ons die standaard wees waaraan ons voldoen nie. Ons moet vorentoe gaan. Ons het daarom met die geldruim voor, dit is nie noodwendig geldjie daarvoor nie. Ja, ons het daarom gehoor gister ook dat is dit Transnet wat gesê het hulle wil ook nou kyk na die opgradering van treinspore, eintlik meer vir vragvervoer in Suid-Afrika, maar dit sal ook die paaie help en die slaggate Absoluut, help jy weet verwyder al om daai vragmotors wat op die pad is, gaan spoorlyne toe wat wonderlik is. Nou is daar sekere gebiede wat die spoorlyn word spoor vir spoor weggedra. Weet jy, ons daar gaan politieke wil moet wees om oplossings hiervoor te sit. Mens kan nie net altyd geld na die probleem gee. Geld help baie, maar dit moet op die regte plekke spandeer word. Ja. Dan Christel, dis nie lekker om oor hierdie storie te praat nie, maar noem dalk maar net vir ons vinnig die skokkende nuus dat die autoriteite 40 dae geneem het om aksie te neem in 'n kinderpornografie saak. Ja, hierdie mense is van tevore in hegtenis geneem. So hulle het nou weer in die Randburg Landdroshof verskyn. So die staat het gevra vir 'n uitstel. Dit is 'n kinderpornografie saak. Hoekom hulle gevra het vir 'n uitstel? Jy weet ons almal raak bietjie gefrustreerd met die howe met uitstelle, is omdat dit ondersoekers 40 dae geneem het om die beelde af te laai. Nou kan jy dink hoeveel miljoene foto's en ek weet nie wat als daar is nie. En hoekom hierdie storie vir my veral van belang is omdat die wêreld verander het. So hierdie is nie meer iemand wat betrap word met 'n sakkie vol goed nie. Hierdie is gesofistikeerde netwerke wat hierby betrokke is en ons stelsels en ons strafregstelsel moet aanpas daarbey. En ek moet vir julle sê, dit moet geweldig traumaties wees. Hulle het gesê 40 dae, 24 uur per dag om hierdie miljoene beelde af te laai. Kan julle dink iemand wat nou moet begin werk deur hierdie goed, want jy gaan nou hierdie mense aankla van, so iemand moet deur hierdie goed sif. Dit moet ongelooflik traumaties wees. En ek dink dit is belangrik dat ons regstelsel byhou met hoe die wêreld verander het, jy weet hoe tegnologie verander het. Hulle sê ook Suid-Afrika kan dit eenvoudig nie alleen doen nie. So ons kry hulp van internasionale agentskappe wat wonderlik is. Weet, want hierdie goed gebeur ook nie, dis nie beperk tot 'n land nie. Dis netwerke wat oor grense, jy weet die internet het die wêreld klein gemaak. So dit is belangrik dat ons hulp kry, weet en dat ons begrip het vir wat ons nodig het om hierdie sake suksesvol te vervolg, want ons moet. Ja. Dan 'n saak waar geregtigheid daarom uiteindelik geskied het na 'n uitmergelende verhoor is die 25 jaar tronkstraf wat uitgedeel is vir die Cosmos-skieter. Ja, inderdaad so. Hierdie is nou afgehandel, ons het verlede week ook oor hom gesels. Paul Prinsloo het skuld beken nadat hy sy vrou en haar dogter geskiet het. Hy is nou gefonnis. So tot 'n effektiewe 25 jaar. Nou daar was verskeie versoeke vir versagtende omstandighede, onder andere sy gesondheid, sy ouderdom, hy is 62 en die regter het al hierdie goed in berekening gebring en toe nou gesê
alles word opgeweg. Ouderdom op sigself is nie noodwendig 'n versagtende faktor nie. Jy weet so al hierdie goed moet na gekyk word. Uiteindelik is dit vir die familielede, dink ek, is dit 'n afsluitingspunt. Ja. Maak jy vrede? Ons het al baie daaroor gepraat, nie noodwendig nie. Maar kan jy 'n hoofstuk afsluit en dan op 'n manier genesing probeer vind? Inderdaad so en die regter het baie mooi vir hulle verduidelik, jy weet, sou hy in aanmerking kom vir parool, kan hulle weer jy weet insette lewer. Dis belangrik dat geregtigheid geskied en dis belangrik dat 'n mens sien dat geregtigheid geskied. Jy weet, laat jy dit voel. Ja, na 'n jaar en 'n half omtrent, nee. Ja. Hierdie saak het geweldig. Dit was geweldig uitgereik geweest. Daar was een vertraging op die volgende, jy weet, dan is daar goggas in die aanhoudings of in die tronksel, dan is dit iemand is siek en dan het iemand se tand uitgeval. So dit het baie lank gevat en toe nou uiteindelik ewe skielik. Dis oorgeplaas na die Hooggeregshof toe en hy het skuld beken en toe is dit afgehandel. En dit is mense wil sien die regstelsel beweeg. Handel af. Ja. Laastens, af of aan, wat gaan gebeur met 'n beerdkrag die volgende paar dae? Sê jy vir my. Ek weet nie, Eskom gee nou deesdae vir ons updates soos die weervoorspellings. Dis 35% kans hier by Kendal, 60% hier by Medupi. Gemens weet nie. Maar hulle waarsku ons daarom wat goed is. Weet ons almal klaar en sê jy kan nie net hierdie goed op ons laat val nie. Laat ons daarom bietjie beplan. Eskom waarsku oor beerdkrag. Hulle het gisteraan 10:00 het hulle weer 'n verklaring uitgestuur wat gesê het die stelsel is nog steeds onder druk. As hier nie nou vinnig plan gemaak word nie, gaan ons met oorgaan na beerdkrag. So ek nou nie soos die AA klink nie, maar julle is gewaarsku. Ag, dankie Christel. Laat my warm voel. Ek kom hier so ek help graag. Julle sê vir my waar kan ek help en ek doen dit. Minstens weet 'n mens nou. Ja, hoor hierso, ons het vinnig nog tyd om te praat oor die moontlike ontvoering van die onderwyser in Kibega. Asseblief, vertel ons. Ja, dit is 'n onderwyseres gister by die skool. Nou kyk, hierdie gebied is amper half berig deesdae vir ontvoerings. So die vrou het tot by die skool gery, daar het 'n kar saam met haar ingery 8:00 die oggend. En hulle het haar gegryp en sy's weg. So sy's die vrou van 'n sakeman in die stad. Hierdie is 'n probleem en ons praat baie oor die ontvoerings. In daardie stadium is daar nog nie 'n losprys vir haar geëis nie. Dit is nie 'n kaping gewees nie. Maar hierdie is 'n probleem. Dit het amper so half 'n bedryf geword wat mense gegryp word en aangehou word. En Christel, dis 'n florerende bedryf by die stadium in die Oos-Kaap. Dit is soos jy sê regtig 'n probleem en ek voel ek die mense moes getraumatiseer wees ook wat dit aanskou het, want hulle praat van een van die ander onderwysers wat agterna probeer jaag het, maar op die einde nie kon help nie. En kan jy dink daai omgewing ook en wat verwag jy van skool? Dis by skool, verstaan? Dit is by skool. Verwag jy daar moet nog sekuriteit, verstaan? Dis iets wat gedoen word in die Oos-Kaap. Jy sien, jy kan nie 24 uur van die dag almal oppas nie. Jy weet, jy kan dit ook nie van die polisie verwag nie. Jy kan dit nie van 'n skool verwag nie. Dit is hierdie mense het geen skaamte nie. Weet wat as daar 'n kindertjie eers beland het? Soos jy sê, iemand het agter hulle probeer aanjaag. Kyk, wat doen jy as hierdie voor jou gebeur? Dis ongelooflik traumaties, weet en ons moet dit stop. Absoluut. Ons kan daarom afsluit met 'n goeie storie in 20 sekondes. Vertel vir ons van die Vaaldam vlakke. Dit is inderdaad goeie nuus. Die Vaaldam hier in die begin van Januarie was op 25% en teen Maandag het dit gestaan op 106%. 107. 107. Dit het ons oor die feite het gestaan op 107,343%. So van 'n kwart vol in Januarie na stampvol nou. Dis baie goeie nuus. Kyk hier in die binneland gaan ons nou na die winter toe, so die reën is nou so 'n bietjie agter die rug. Ja. Dis belangrik dat ons damme vol is en nou moet ons kyk na ons water. So hulle het van die kleppe oopgemaak, hulle het vroeër 'n sluys oopgemaak. Dit is goeie nuus. Christel, is al steeds waterbeperkings in Gauteng? Okay, goed, nee, vra maar net, ek kan nie seker maak. Ons moet nog steeds, al is die damvlakke mooi vol, moet ons water nog steeds spaarsaam gebruik. Ja, ons sal nie glo nie, maar Suid-Afrika is 'n waterskaars land. Ja. Dit is so, ons water is kosbaar, ons moet daarna kyk. En almal van ons. Weet net omdat die Vaaldam vol is, beteken nie ons kan
Met 'n emmer. Was jou kar met 'n emmer? Ja, maar dit En beteken jou voete. wel ons kan bietjie meer plante plant vir die seisoen wat voorlê en jy kan ingeskakel bly vir ons gesprek met Jimmy Malan daaroor. Ons sê vir jou baie dankie Christel. Bly ingeskakel. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.